Goeiemôre liewe gemeente, baie welkom vir almal wat inskakel by hierdie erediens. Ons gebed is dat die Here elkeen van julle veilig sal hou in hierdie tyd en dat ons elkeen versigtig sal wees, onsself mooi sal oppas, mooi na mekaar sal kyk en dat ons sal aanhou bid vir mekaar ook in hierdie moeilike tyd waarin ons in ons gemeenskap, in ons land en tussen in ons families is. Mag die Here met elkeen van julle wees in hierdie tyd. Net enkele afkondigings. Heel eerste, ons het Dinsdag aand 'n kerkraadsvergadering en by hierdie vergadering sal die kerkraad dan ook gesels oor die eredienste vorentoe. Ons sal waarskynlik Sondag aand hoor of daar enige iets verander in terme van die inperkings en dan sal ons van daar af sal ons dan nou vir julle inligting deurgee of volgende Sondag se nagmaalsdiens sal voortgaan of nie. Maar ons sal vir julle laat weet. Dan wil ons vir almal wat verjaar sê, baie geluk. Julle sien die name daar op die afkondigings wat ek het vir julle gestuur het. En ons wil vra dat ons elkeen ook in die tyd sommer spesiaal sal dink aan almal wat verjaar. Mag die Here met julle wees en mag dit sommer goed gaan met elkeen van julle. Dan wil ons net herinner aan die wintermark en dat daar wel van die produkte beskikbaar is. Daar's nog 'n klompie groente en daar's baie vleis te koop. So julle is baie welkom om so deur die week vir ons te skakel en dan sal ons ook reël. Julle is welkom om sommer by die kerkkantoor te kom kry terwyl die kantoor oop is in die oggende. Dan is daar 'n baie lang lys van gebedsversoeke. Ek gaan nie almal van hulle lees nie, maar ek wil vra dat ons asseblief sal intree vir elkeen van hulle. Daar's party van hulle by wie daar goeie nuus is, party mense wat nog baie swaar kry en met wie dit nie goed gaan op hierdie stadium nie. Maar ons vra dat julle sal aanhou bid vir elkeen van die mense wat op ons gebedslys is. Ek wil tog vra dat ons in hierdie tyd spesiaal sal dink aan oom Piet Pretorius en sy familie, Jakob en Piet en al die res van die Pretorius familie met Jan se afsterwe. Dis oom Piet se seun Jan is oorlede. Kom ons dink aan hulle en ons vra dat die Here ook vir hulle sal veilig vashou in sy arms in hierdie tyd. En dan het julle teen hierdie tyd al die boodskap gekry dat Pieter Gruiling ook Saterdagoggend oorlede is en kom ons dink aan Elise en aan hulle kinders en ons bid dat die Here vir hulle ook sal vashou en sal vertroos en sal beskerm in hierdie baie moeilike tyd in hulle lewens ook. Kom ons sluit ons oë en dan vra ons die Here se seën. Hemelvader, in tye soos hierdie gaan ons harte uit na mekaar toe. Maar Here, in tye soos hierdie kan ons nie anders as om op ons knieë neer te val en net vir U te aanbid, omdat U ons enigste hulp en ons enigste krag is nie. Ons bid Vader dat U asseblief vir ons sal vashou in die hand van liefde en versorging en dat U ons ook sal seën in hierdie erediens vandag. En mag U vrede met elkeen van ons wees waar ons ook al is, in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Mag die goedheid en die guns en die teenwoordigheid van die Here met jou wees, as die Here vanmôre ook vir jou groet met sy vrede en met sy barmhartigheid en sy liefde. Kom ons loof die Here saam, ons gaan die pragtige lied sing, Amazing Grace. Kom ons sing dit saam. Chains are gone.
Hemelse Vader, dankie dat ons u genade kan beleef en ontvang. En dankie dat u woord ons leer van 'n lewe binne u genade. Mag ons ook u amazing grace in hierdie tyd in ons lewens beleef. Here, seën ons ook nou uit die woord uit en ons bid dat u woord ook vandag sommer net nuut in ons harte sal oopmaak. En dat u met elkeen van ons sal praat waar ons is in ons eie lewens. En Here, dat u vir ons 'n stukkie oorwinning sal gee vandag. In Jesus se naam. Amen. Een van die maklikste sinnetjies wat uit 'n kind se mond uitkom wanneer daar iets skeef geloop het. Julle ken mos hierdie situasie. Van ernstig was daar 'n bekleierery of iets het geval en gebreek of iets het fout gegaan. En dan is die eerste sinnetjie as pa of ma of iemand daar instap wat ons hoor is, dit was nie ek nie. Dit was nie ek nie. Dit was regtig nie ek nie. Maar dit is nie net met die kinders wat dit so is nie. Ek vind nogal in my eie lewe dat ek baie meer as wat ek graag sal wil erken, ook wil dink, dit was nie ek, wanneer dinge skeef geloop het, wat ek eintlik self opgemors het. En toe ek nou laaste keer in die spieël gekyk het, het ek gesien dat ergens langs die pad, het ek my kinderskoene lyk vir my ontgroei. Ek weet nie wanneer nie. Maar ja, selfs ons volwassenes sukkel om te kan sê, ja, dit was ek. Wat ek gedoen het was verkeerd. Ek vra om vergifnis. Ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Ons sukkel daarmee. Dis nie maklik nie en dit kom ook nie natuurlik by ons nie. Maar wanneer daar sukses was, wanneer goed reg geloop het, wanneer alles mooi reg uitgewerk het, dan is dit mos nou altyd heeltemal 'n ander storie. En dit het my nogal laat dink aan die ou uitdrukking wat sê sukses het vele vaders,
maar mislukking is 'n weeskind. Sukses het vele vaders, maar mislukking is 'n weeskind. Ons volgende waarde waarmee ons besig wil wees, hierdie volgende 2 Sondae as die Here wil, is die waarde van nederigheid. En dit is iets wat 'n mens nie self kan verkry of bekom of waar maak vir jou eie lewe nie. Dis baie moeilik om onsself selfs te meet in terme van ons eie nederigheid. Ek het 'n vermoede dat die enigste een wat 'n meetstok besit om mense se nederigheid te meet, is God self. Ek dink dit is vir ons onmoontlik om mekaar te meet in terme van ons nederigheid, en dit is onmoontlik om onsself daaraan te meet en uit te vind hoe nederig is ek nou eintlik. Hoe ver het ek gegroei in terme van my eie nederigheid? Want hoe meer bewus ek word van die eienskap van nederigheid in my lewe, hoe meer vind ek uit dat ek dit langs die pad verloor het. Nou dit is waar dat die woord van God ons oproep om nederig te wees. Maar ek het die idee dat ons baie sukkel daarmee om te kan groei om meer nederig te word. Om die waarheid te sê, dink ek nogal Oswald Chambers het dit mooi raak gevat met die woorde toe hy gesê het, nederigheid behoort nie iets te wees waarna 'n mens streef nie. Dit moet die onbewuste resultaat wees van 'n lewe in die regte verhouding met God. Ek dink dat God in 'n sekere sin iets van ons verlossing ingebou het, of so ingebou het in ons verlossing, om seker te maak dat daar nie plek is vir trots of selfgerigtheid nie. En die Bybel noem hierdie stukkie, of dis nie 'n stukkie nie, is eintlik die grootste deel van verlossing en God se verlossingsplan, noem die Bybel genade. En daarom is dit die een keer waar iets goeds gebeur, iets wonderliks, iets wat reg is, iets wat die wêreld verander, waarvoor geen enkele mens op hierdie aarde kan sê dat dit weens my is nie. Dat dit as gevolg van my toedoen, of my slim beplanning, of die manier waarop ek gedink het is, dat verlossing waar geword het vir ons lewens. Want verlossing kan nie gekry word nie, dit kan nie verdien word, of verhaal of bemeester word nie. Dit is 'n genade geskenk uit God se hand. En daarom is ons tema vandag, genade, dis nie ek nie. Ek kon nie kies om my lewe aan God te gee nie. In 'n sekere sin het God se genade my ingehaal en het ek net in sy arms geval, in respons op sy genade. En die Bybel noem daardie respons geloof. Maar kom ons lees eers vandag se teks. Ek wil graag vir ons lees uit Hebreërs 4. Ons gaan net 'n paar verse lees van vers 14 tot by vers 16. Hebreërs 4 vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. En dan vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Daar is net een rede waarom ons met vrymoedigheid God se troon kan nader. Net een rede waarom ons lewendig voor die almagtige God van hemel en aarde in sy teenwoordigheid kan kom en sy heiligheid kan betree. En dit is omdat Jesus voor ons uitgegaan het. En omdat ons soort van hier agter Jesus in sy skaduwee agterna kan instap in die troonkamer van God. Hy het nie net alles moontlik gemaak nie, maar wanneer ek en jy na God toe gaan, is hy ook die groot hoëpriester
wat vir ons voorspraak maak by die Vader. Hy sê in effek oor elke gelowige wat in God se troonkamer instap, sê Jesus elke keer, hulle is saam met my. Hulle het saam met my gekom. En dis hoekom hulle reg het om hier te wees. Dis hoekom hulle hier mag wees. Dis nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. Luister weer na vers 16. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Wanneer God se troon in Hebreërs beskryf word, dan noem hy dit die troon van genade. Die res van die wêreld wat verlore gaan nooit hier verbykom nie. Gaan nooit die troonkamer van God betree nie. En hulle kan dit nie betree nie, want hulle is reeds veroordeel. Die oordeel is klaar gevel, en daarom is dit hierdie wondergenade dat uit die wêreld wat verlore gaan, dat sommige mense wat God se stem gehoor het, wat God se genade ontvang het in geloof, dat daardie mense die voorreg het om met vrymoedigheid hierdie troonkamer van God te kan betree. Johannes 3 vers 17 sê vir ons baie duidelik dat die wêreld reeds veroordeel is as hulle vir Jesus Christus nie ontvang het nie. Die genade troon sê dat jy net hier kan wees in God se teenwoordigheid omdat jy genade ontvang het. Jy kan net op Jesus se rug amper ingeabba word in die teenwoordigheid van die lewende God. Of ons kan sê, jy kan net in sy skaduwee instap. Jy kan net terwyl jy aan sy kleed vashou en saam met hom loop, kan jy hierdie heilige plek betree. Om die waarheid te sê, het Jesus homself in Johannes 10 vers 7 so mooi vir ons gesê. Daar staan, Jesus het toe weer gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. En dan het hy ook in Johannes 14 vers 6 vir ons gesê, daar staan, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons betree God se teenwoordigheid omdat ons sy kinders geword het, omdat ons genade ontvang het. Ons betree sy teenwoordigheid, met ander woorde, doodeenvoudig op grond van die feit dat ons kinders van God is. Ons betree sy teenwoordigheid daagliks deur ons kontak met hom. Ons betree sy teenwoordigheid wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, soos byvoorbeeld by 'n erediens of in 'n klein groep, of wanneer ons ook al saamkom om saam in die erediens deel te neem aan die verheerliking van God. Ons betree ook sy teenwoordigheid wanneer ons uiteindelik hierdie aardse reis voltooi en ons sondigheid van ons gestroop word en hier agterbly op aarde en ons in God se wonderlike genade teenwoordigheid kan ingaan. En dit alles is moontlik slegs op grond van wat Jesus gedoen het. Hy het dit moontlik gemaak. Hy is die ingang wat dit vir ons moontlik maak. Hy is die deur wat ons self nie kan kry nie. Ons is soos mense wat blind is, wat loop en soek, en ons kry nie 'n deur nie. Maar wanneer God se genade ons inhaal, dan is dit asof Jesus die deur hier voor ons oopmaak en sê, kom in en ontvang die lewe. Want dit is wat hy vir ons aanbied. Hy is die ingang wat alles moontlik maak. Dis 'n deur wat jou lewe verander as jy daar instap. En dit word moontlik deur God se genade. Wanneer Jesus Christus vir ons innooi. En wanneer sy genade grond gevat het in ons sondige harte, dan ontkiem dit en dan ontstaan daar geloof. En wanneer geloof in ons harte begin bloei, dis dan wanneer ons verlossing ontvang in Jesus Christus. Maar kom ons kyk weer 'n keer na vers 16, want dis 'n belangrike vers.
Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader. Ons het nou lekker gepraat oor die troon van genade. Sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Ons kan met ander woorde met vrymoedigheid die troon van God benader, sodat ons twee dinge kan ontvang, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. So, wanneer ons na hierdie vers kyk en wat hier staan, dan lyk dit vir ons, dit gaan daaroor, dat daar 'n genadige God is, wat op sy troon sit, en daardie troon is die genade troon. En daardie God kyk en hy sien vir jou en my raak, en hy besef, en hy weet, dat ons hulp nodig het. Maar uiteindelik, vir ons om hierdie hulp te kan ontvang in ons lewens, is daar twee krities belangrike sake nodig in ons lewens. Nou net vir ingeval jy dit nie geweet het nie, die res van ons weet, ons het dit raak gesien, jy het hulp nodig. Elkeen van ons het hulp nodig. Ek het ook hulp nodig. Daarom het ons vir God nodig. Ons kan hierdie lewe nie leef sonder hierdie lewende God nie. Maar daar's twee vereistes, daar's twee sake wat vir ons help om te kom daar waar hierdie genadige God van sy troon af uiteindelik vir ons hulp gee en vir ons hulp verleen. In Afrikaans is dit nogal moeilik om dit mooi helder en duidelik te sê, want ons dilemma is dat die twee Griekse woorde wat hier gebruik word in Afrikaans elke keer met dieselfde woord vertaal word, en dit is genade. Om onderskeid te maak in die Afrikaanse vertalings, het die vertalers toe gekies om die een woord wat genade beteken, te vertaal met die woord ontferming. En daarom sien ons hierdie twee woorde, ontferming en genade. Die eerste woordjie is Elios. Elios, julle sien hom daarbo, wat sê ontferming. Nou, Engels help vir ons hierso so 'n bietjie, want in Engels word dit vertaal met die woordjie mercy. Aan die ander kant is die ander woord charis, wat ook as genade vertaal word. En dit is die woord wat ons so goed ken, wat ons selfs in Engels vertaal met grace, God's grace. En die beste onderskeid wat ek nou al gekry het tussen hierdie twee woorde, want dit is nogal moeilik om onderskeid te maak tussen Elios en charis, of tussen mercy en grace, of in Afrikaans dan tussen ontferming en genade. En die beste wat vir my gehelp het om dit te beskryf, is wanneer mense na die twee Engelse woorde kyk. Iemand het gesê, mercy is God not giving us what we deserve. And grace is God giving us what we do not deserve. So God se ontferming is dat hy ons nie die straf van die dood laat ontvang soos wat ons verdien nie. Dis sy ontferming. Maar die ander kant, die tweede saak wat hier ter sprake kom in die Hebreërs, is God se genade. God se genade is dat hy aan ons die gratis geskenk van ewige lewe gee, wat ons nie verdien het nie. En dit is genade, genade uit God se hand. En daarom, as ons na hierdie twee kante van genade, van hierdie woord kyk, wat ons in Afrikaans so maklik uitspreek, genade, wanneer ons na die twee kante daarvan kyk, dan hoor ons vandag aan die een kant in die Griekse woord Elios, mercy, ontferming, en hoor ons aan die ander kant die charis, grace, genade. En dan kan ons eintlik nie anders as om met 'n belydenis na vore te kom. 'n Belydenis waarmee ons moet sê, dit was nie ek nie. Dit was toe regtig nie ek. My verlossing was nie as gevolg van my nie. Dit het nie moontlik geword as gevolg van enige iets wat ek gedoen het of kon doen nie. So ons kom staan nie hier en sê, dit was nie ek in die sin van, dit was nie ek wat gesondig het nie. Here, dis regtig nie so erg nie. Asseblief laat hierdie ding nou maar net verbygaan. Dis nou glad nie. Weet jy hoe ernstig hierdie buurman van my sondig?
Ek kan vir u baie storieetjies oor hom of haar vertel. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan nie oor 'n verontskuldiging van onsself nie. Dit gaan oor die belydenis om te sê, Here, ek kan niks. Ek kon niks. Dit was nie ek wat uiteindelik gemaak het dat ek hier in God se teenwoordigheid gekom het nie. Ek kon niks bydra nie. Daar is geen eer, geen status, geen gedenktekens, geen standbeelde vir mense wat kinders van die lewende God geword het nie. Daar's geen toekenning nie, want ons het niks gedoen nie. Ons het dit deur genade ontvang. Ons word gehelp uit en uit, omdat God genadig is. In Engels sê dit so mooi, because he is merciful and he is gracious. Daarom moet ons vandag sê, genade, genade, want dit was nie ek nie. Dit was nie ek nie. En wanneer ons dit verstaan, en wanneer ons dit deel maak van ons lewe, en wanneer ons kan begryp dat ek kan nie roem in my eie nederigheid nie, en ons kan nie eers oor mekaar se nederigheid praat nie, want ons het geen idee wat in die hart van 'n medegelowige aangaan nie. En wanneer ons dit verstaan, dan begin nederigheid ernstig in ons harte nes te skrob. En dan begin God om nederigheid, hierdie groot eienskap, wat hy so graag in elkeen van ons wil sien, begin hy om dit waar te maak, dat dit 'n waarde van my lewe word. Dit maak dat ons besef, dat ons niks het, om in te dra, in die teenwoordigheid van God nie. Ons dink so baie keer terug aan die mooi Kersverhaal, en ons dink aan die wyse manne wat gekom het met geskenke vir Jesus, goud en wierook en mirre. En dan hoor ek baie keer hoe dat mense praat, dat wanneer ek eendag daar by Jesus gaan aankom, dan gaan ek geskenke vir hom vat. Dan gaan ek iets vir hom aanbied. Ek het al gehoor dat mense praat en sê dat wanneer iemand gesterf het, dan is hulle heel eerste ding wat hulle gaan doen is, hulle gaan vir Jesus 'n loflied sing. Of dat mense sê, hoor hierso, hierdie ou, as hy of sy in die teenwoordigheid van die Here kom, ek is seker hulle is besig om te dans tot eer van sy naam. Ek het al gehoor dat mense sê, hierdie persoon was so lief vir plante en vir die natuur. Ek is seker dat toe hy of sy in die hemel aangekom het, het hulle onmiddellik gegaan en 'n bossie blomme gaan pluk vir Jesus, om vir hom te sê dankie vir dit wat hy gedoen het. Dan hoor ons nou natuurlik nog van 'n ander klomp ouens wat beplan om, wanneer hulle daar aanland, vir Jesus te peper met al die moeilike vrae van die lewe, en die goed wat hulle nooit verstaan het hier op aarde nie. Maar, ek wil nou nie hierdie borreltjie kom bars vandag nie, maar ongelukkig moet ek. Ek het 'n idee, dat as ons onthou, dat die enigste manier om in daardie plek van heiligheid in te stap, is in die skaduwee van Jesus. Dat ons verskyn voor God se genade troon, eintlik hier agter Jesus se rug. Oorweldig deur sy goedheid, sy guns, sy grootheid, sy majesteit, sy heerlikheid. Dan besef ons daag nie daarop om geskenke te kom bring nie. Ons daag daarop omdat ons die geskenk ontvang het. En dit is genade, dat God aan ons sy geskenk gegee het van Jesus Christus en van lewe. Ons het die grootste geskenk ontvang, ewige lewe, om daar te kan wees, in die troonsaal van genade te kan wees, in die teenwoordigheid van 'n genadige God. Dit is genade en genade, dit is ontferming en genade. As ons dalk tog 'n woord sou kon uitkry, ek weet nie of ons dit sal regkry, wanneer ons daar instap in die troonkamer van God nie. Maar ek het 'n vermoede dat as ons dalk 'n woordjie kan uitkry, sal dit waarskynlik wees genade. Genade, Here, dit was nie ek nie. Dit was alles U. Alles deur Jesus gedoen. Hy het alles moontlik gemaak. Alles
was Jesus. En so is dit in 'n sekere sin ook met alles wat ons nou nodig het en alles waarmee ons nou besig is. Ons hoor baie keer hoe dat mense sê, ja nee, maar jy weet, God is dan ook nie, God het aan my lewe vir my gegee, jy weet, en ek het hard gewerk, en omdat ek so hard gewerk het, daarom verdien ek om 'n beter salaris te ontvang, en daarom verdien ek om bevorder te word, en daarom verdien ek dat dit met my sal goed gaan. Want jy is sekerlik reg, jy moet net die sin klaar maak. Omdat God hom oor jou ontferm het, en omdat God vir jou genadig was. Daarom kon jy hard werk. En daarom het jou harde werk ook vrug gegee. Daar's baie mense wat baie hard werk, maar wat nie dieselfde vrug geniet, wat jy dalk geniet in jou lewe nie. Ja nee, maar ek het hard geleer. Ek het verskriklik hard geleer vir hierdie eksamen, en dis hoekom ek goeie punte gekry het, want dis ek wat soveel ingesit het. Jy is heeltemal reg. Maar daar's baie ander ouetjies, wat ook baie hard geleer het, en wat nie dieselfde punte gekry het as jy nie. En daarom moet jy weer eens die sinnetjie klaar maak. Want God het hom oor my ontferm, en God was my genadig. En daarom het my harde werk ook die resultaat van hierdie punte ingehou. Of mense sal sê, ek is 'n goeie man vir my vrou, of ek is 'n goeie vrou vir my man, of ek is 'n goeie ouer vir my kinders, of ek is 'n goeie kind vir my ouers, of ouer vir my kinders. Ja, dis waar. Want God het hom oor jou ontferm, en God was jou genadig. Andrew Murray het hierdie vraag gevra: wil jy daardie plek bereik wat mense die hoër geestelike lewe noem? Dan antwoord hy dit: klim dan 'n paar trappies laer af. Die enigste manier om in hierdie heilige geestelike teenwoordigheid van God te kan ingaan, selfs hier waar ons nou leef, is deur self minder te word. Solank as wat ek en jy dink, dat ons langs die maatstokkie kan gaan staan, en net gou weer vandag myself kom meet, in terme van my eie nederigheid, mis ons die hele punt van God se genade. Dan besef ons is eintlik maar nog besig met ons eie trots, en ons eie waan, wil ons onsself gaan meet, om te kan sê, waar staan ek nou eintlik? En dit is nie nederigheid. Dit is net God wat jou nederigheid kan meet. Hy meet dit in die mate waartoe jy sy genade ontvang, verstaan, begryp, deel maak van jou lewe, en daagliks voor God staan en sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, is net genade. En daarom leef ek met 'n dankbare hart vir elke stukkie, elke keer as ek asem intrek. In hierdie tyd het ons geleer, dis nie van selfsprekendheid nie. Dis nie van selfsprekendheid om sommer maar net diep te kan asemhaal, en dan kom lug in jou longe in nie. In hierdie tyd is daar jong mense wat gesond is, mense wat gister nog geoefen het en gesond was, fiks was, wat vandag worstel om 'n stukkie suurstof te kan intrek. Nou besef ons, elke greintjie, klein stukkie van hierdie lewe is genade uit God se hand. As ek en jy kom en ons wil genade plus ietsie maak, net nog so ietsie bysit van my kant af, ja, maar ek wil darm net iets vir die Here ook kom indra, sodat hy my meer genadig kan wees, dan mis ons die punt. Dan mis ons nie net die punt van genade nie, maar ook van nederigheid. 2 Timoteus 1 vers 9 en 10 sê, hy het ons verlos en geroep
met 'n heilige roeping. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid deur die evangelie aan die lig gebring het. Genade. Dit is alles Jesus. Genade. Dit was nie ek nie. Daar's niks wat ek kon doen. Niks wat ek kon bydra nie. Alles net genade. Daarom kan ons met vrymoedigheid in God se troonsaal ingaan, as ons instap onder die wolk van sy genade. En wanneer ons kan sê, Jesus, dit was nie ek wat dit moontlik gemaak het, maar net U. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U genade oor ons lewens so groot is, dat U ons vul met U teenwoordigheid, en dat U ons oordek met U guns en genade. Dankie Here dat U op die regte tyd vir ons help, wanneer ons hulp nodig het. En in hierdie tyd, Here, meer as ooit het ons nodig om vir U te sê, Vader, daar is soveel van ons familie, ons geestelike familie, ons eie familie, ons vriende, ons kollegas, mense rondom ons, daar's soveel van hulle wat siek is, daar's soveel van hulle wat deur moeilike tye gaan nou. Daar's soveel van ons mense in ons land en reg oor die wêreld, ook in ons dorpe waar ons woon, wat siek is. Mense wat sukkel om asem te haal. Mense met allerlei verskillende simptome van dieselfde siekte. Daar's soveel mense wat in hierdie tyd nie die geleentheid gehad het om afskeid te neem van geliefdes nie. Dit het net te vinnig gekom. Dit het so saggies gebeur, terwyl ek nie by hulle kon wees nie. En daarom, Here, kan ons maar net weer eens kom en uitroep genade, genade, Here, wees ons genadig. Ontferm U oor ons. Here, raak die mense aan wat so siek is rondom ons, bring genesing, bring herstel. O Here, ons is so kwaad vir almal rondom ons is kwaad vir die regering, ons is kwaad vir mense wat hierdie siekte oor ons gebring het, ons is kwaad oor hulle wat ons dalk aangesteek het, ons is kwaad vir hulle wat vir ons nie vinnig genoeg kan help met inspuitings of inentings nie. Here, ons is kwaad omdat daar nie plekke in die hospitale is nie, ons is kwaad vir die regering en vir almal. Ons is kwaad want mense wil nie maskers dra nie. Ons is kwaad want mense wil nie hulle self skoon hou en saniteer nie. Ons is kwaad oor soveel goed. Maar dit verander niks. Dis net U genade en U ontferming, die ingrype van die lewende God, wat vir ons van enige hulp kan wees. En daarom bid ons, Here, as ons vandag hier waar ons nou is, voor U genade troon by mekaar kom, as gelowiges, is ons gebed, dat U asseblief die woord sal spreek, en dat U ook hier in ons omstandighede waar ons nou is, vir ons sal help, omdat U 'n genadige God is, wat lankmoedig is, wat U ontferm oor hulle wat vir U lief is, en wat genade betoon. O Here, mag ons dit in hierdie tyd opnuut beleef. Mag ons ervaar in hierdie tyd, hoe dat U opnuut wonderwerke doen, dag na dag. Ja, Here, ons sien dit raak rondom ons. Ons sien dit raak in baie mense wat gesond word. Here, maar ons neem ook afskeid van te veel mense. Ons harte is stikkend. En ons gedagtes is verward. Want ons leef in 'n tyd, Here, waar ons lewens stikkend gebreek is. En
Daarom bid ons vir elke familie en elke gesin wat geraak word. Ons bid vir ons regering, vir wysheid en vir insig. Ja Here, dat hulle die regte besluite, die beste besluite vir nou sal neem. Ons bid Here dat U verheerlik sal word. Want uiteindelik is ons 'n kerk wat voor U kom staan en wat uiteindelik maar net kan bely wat ons glo. Kan sê, Here, ons weet dat dit slegs Jesus Christus is. Dat dit slegs deur U genade is. Slegs deur die ontvangs daarvan deur geloof. Slegs U woord. En Here, mag ons 'n lewe leef slegs tot eer van U naam. Elke dag, waar ons ook al is. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met ons slotlied wat Soli Deo Gloria is. Waarmee ons vir die Here sê, dit slegs Hy, dis nie ons, net genade. Solo Cristo, solo, sola grazia, sola fide, sola scriptura, soli, Deo gloria, gloria, laat elke mens op aarde sing van Jesus Christus. Hy is die weg na God, want elke knie sal buig, elke tong bely dat Jesus Here is. Solo Christo, solo, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli, Deo gloria, gloria, dit is die kracht van God, werkend in my hart, sy genade is meer as genoeg, niks wat ek ooit kan doen, kan my redding koop nie, ek glo Jesus, ek glo. Solo Cristo, solo, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli, Deo gloria, gloria. Solo Cristo, solo, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli, Deo gloria, gloria, Deo gloria, gloria, Deo gloria, Mag God se ontferming en God se genade oor jou uitgestort word, omdat jy weet dat jy dit nodig het. Mag jy groei in nederigheid, omdat hy al meer word in jou. En mag hy jou veilig hou en jou beskerm, want hy het jou geroep.